Hartlike goeiemôre almal. En ons is bly julle is almal hierso vandag. Maar nie te koud vandag nie. Nee. Kom ons bid. Here Jesus, dankie vir 'n wonderlike nuwe dag. Dankie dat ons weer kan saam wees in U naam, Here. En dat ons weer kan saamkuier om U woord. En kom hoor wat U vir ons wil sê. Ja, Here, dit is 'n sensitiewe boodskap. Nie iets wat mense sommer oor praat nie. Maar lei U ons, Here. Want dit is baie belangrik. Plaas U die woord in ons mond en laat slegs U wil geskied, Here. Soos in die hemel, so ook op die aarde. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vanoggend 'n redelike sensitiewe boodskap. Skinder. Nou gaan vir ons so 'n paar verse lees uit Matteus 15. Waar vir Jesus gevra is, wat maak mens onrein? En hier van vers 11 af in Matteus 15 sê Jesus, nie wat in die mond ingaan maak die mens onrein nie, maar wat uit die mond uitgaan, dit maak die mens onrein. En dan weer hier by vers 15. En Petrus antwoord en sê vir hom, verklaar vir ons hierdie gelykenis. Maar Jesus sê, is julle dan nog ook sonder verstand? Begryp julle nog nie, dat alles wat in die mond ingaan, in die maag kom, en in die heimlikheid uitgewerp word nie. Maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart. En dit is die wat die mens onrein maak. Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreuk, hoerery, diewery, vals getuienis en lastertaal. Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak. Maar om met ongewaste hande te eet, maak die mens nie onrein nie. So, wat is skinder? Baie van ons hoor die woord skinder, maar kom ons gaan kyk wat sê die HAT, die Handboek vir die Afrikaanse taal, vir ons van skinder. Hy sê, dit is om vals berigte op 'n kwaadwillige, agterafwyse te versprei, om iemand se goeie naam te benadeel. En verder, om van iemand kwaad te spreek. Opsetlik slegte dinge van iemand vertel. Ander mense se sake bespreek en bekritiseer. Ook 'n woord wat ek nie geweet het bestaan nie, bekritiseer, maar ek sien is 'n Afrikaanse woord. Kom ons gebruik hom maar. Ligsinnig babbel oor jou bure en ander bekendes. Nou, gemeet aan hierdie, kom ons sê, definisie van skinder, hoe lyk ons lewens? Staan ons dalk ook skuldig? Hoe behandel ons ander mense? In die Bybel
het baie voorbeelde oor skinder. En dit word oral, selfs in die Nuwe Testament, nie net in die Ou Testament nie, word dit aangespreek. En die meeste van die goed kry jy in Spreuke, maar ook in Psalms, in Efesiërs, in Korintiërs, in Jakobus, oral kan ons gaan kyk na voorbeelde van die gevolge van skinder. Nou om te skinder en afbreekend van iemand anders te praat, is om soos vrot, nuttelose, verdorwe vrugte te wees. Korrup, jou hart is vol duisternis. En dit is nie hoe 'n kind van God geken moet word nie. Dit was ons dalk, toe ons nog voorheen in ons sondige toestand geleef het. Maar 'n persoon wat loop en skinder en slegte dinge van ander mense praat, volgens die Bybel, is sy godsdiens nutteloos. En dit lees ons in Jakobus 1, vers 26. Sê hy, as iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is, en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Nou ons wil nie so staan voor God nie. Want as 'n wedergebore gelowige kind van God, beteken dit dat God ons gekies het om sy kinders te wees. Nie ons vir hom nie. Nou ek meen as God ons gekies het, dan moet ons mos rein wees. Ons moet heilig wees. En ons moet opreg voor God kan leef. En nie net voor God nie, maar ook voor ander mense. Want hoe lyk jou hart? Hoe lyk jou leefwyse? Verskil dit daar buite teenoor weg van ander mense af? Verskil dit van in die kerk en in die straat? Want baie mense kan vreeslik heilig lyk voor ander mense wat dit saak maak, totdat hy dink niemand sien hom nie. Dan kom die ware persoonlikheid te voorskyn. En ek gaan vir ons al die skrif van hierdie boodskap later uitstuur op die groep. Want baie van die skrif kom uit Efesiërs 1 en Efesiërs 4. God het vir my en jou vooruit bestem om sy kinders te wees. En dit is vir ons absoluut 'n voorreg. Maar omdat God ons uitverkies het en bestem het om ons as sy kinders te wil hê, dan moet ons mos hom ook eer gee met ons hele lewe. Ons kan nie doen wat ons wil nie, want ons behoort aan God. Die bloed van Jesus het ons kom skoon was van ons sondige lewe. Hy het ons kom verlos van 'n pad na die hel toe. Want sonder Jesus is ons op 'n gevaarlike pad. Maar God het ons deur die bloed van Jesus wat ons skoon gewas het hy ons sonde vergewe. Die Bybel sê ook vir ons is bestem om die hemel as ons erfdeel te kry. Dit is in Efesiërs 1 vers 11.
Nou om die hemel as jou erfdeel te kry, moet jy dan ten minste 'n heilige lewe hê. Ander mense respekteer. Ander mense voor jouself stel. God het ons saam met Christus uit die dood uit opgewek. Want voordat ons wedergebore was ons geestelik mors dood. Maar met wedergeboorte kom die Here, en soos wat hy Jesus uit die dood uit opgewek het, kom wek hy ons dooie gees op tot 'n lewendige gees, en hy plaas sy gees in ons, om ons te leer volgens God se wil, en ons te lei volgens God se wil. Dit is nie van ons af nie, maar die gees wat in en deur ons werk. En daarom moet ons ook ons liggaam respekteer, want dit is tog die tempel van die Heilige Gees. Nou gaan ons met hierdie tempel van die Heilige Gees ander mense beswadder en ander mense sleg maak, of gaan ons hulle eer gee, soos wat God wil hê? Seën in steede van vervloek, sê Petrus vir ons. Die genade van God het ons gered. Nie ons eie plannetjies en ons eie mooi houdingkies en ons mooi klere en al daai goed nie. Niks wat jy kan doen, kan jou red nie. Net God se genade. En as jy nie volgens God se wil lewe daarna nie, het jy 'n probleem. Ons kan nie spot met ons lewende God nie. Hy laat hom nie bespot nie. God het ons 'n nuwe skepping gemaak. 'n nuwe mens. 'n nuwe natuur. Ons moet meer soos Christus wees. Ons moet meer soos Christus word. Dit is hoekom hy vir ons in sy woord sê, word verander in julle gemoed. Romeine 12:1 en 2. Dat ons vir God 'n welgevallige offer kan wees. Want dan gaan jy nie stupid goed doen nie. Dan gaan jy doen wat reg is. Nie omdat jy moet nie, maar omdat dit uit jou gaan uitborrel, soos 'n stroom lewende water. God wil hê ons moet ywerig wees in sy goeie werke. Dat hy deur ons kan werk met ander mense, dat ons vir ander mense die beeld van Jesus kan uitdra, en hulle kan opgewonde maak om ook so te wil wees. Die woord sê ook vir ons moenie meer soos die heidene optree en soos die heidene leef nie. Want die Here het ons kom uithaal het dit is. Ons was van tevore soos die heidene en soos die ongelowiges. Toe het ons nog ander mense belaster en ons het ander mense gehaat en ons het ander mense sleg gesê en ons is nie meer daai mense nie. Die Here het ons kom skoonmaak van daai goed af. Ons is lankal nie meer daai mense nie. Laat ons dan nie meer soos daai mense leef nie. Dit is onnodig om terug te gaan na jou verlede toe. Los dit agter jou. Die Bybel sê vir ons, jy kan nie jou hand aan die ploeg slaan en terugkyk nie. Jy gaan in 'n boom vasloop, man. Ons loop nie agtertoe nie. Dis hoekom 'n kar se triespieël net so klein is. Ons kyk vorentoe, nie agtertoe nie. Jy kyk net so nou na agtertoe, hy lorry in jou vasry nie. Maar hy windskerm is groot, want jy kan opkyk ook. Jy kan vir die Here ook kyk. Dis hoekom hy so groot is. So ons moet ook opkyk na die Here toe en hom vra om ons lewe 'n welgevallige offer vir hom te maak
en te hou. Laat ons nie meer giftige woorde vir mense gee, wat hulle kan seermaak, en dalk mense tot hulle dood toe dryf nie. Tot hulle dood toe dryf nie. As 'n ou bekende storieetjie van 'n jong onderwyseres wat alleen gebly het. En daar het gereeld 'n jong man daar by haar kom kuier en party aande oorgeslaap en vir haar goed gebring deur die dag. En in die aand as hy daar aankom, bring hy goed saam. Maar so oorkant daar het 'n ou tannie gebly wat lekker kon skinder. En sy het vir almal skindernuus vertel oor hierdie onderwyseres. En op 'n stadium het dinge net te veel geraak. Want almal het opgetrek teen haar en haar vertel hoe sleg is sy. En sy het selfmoord gepleeg. En na haar dood, toe vind hierdie ou tannie uit, die jong man wat so gereeld daar by haar kom en vir haar goed bring en daar oorslaap, was eintlik net haar broer. So maak seker van jou feite voordat jy slegte goed sê van mense. Voordat jy mense beswader en dink jy's baie oulik. Want jy gaan met daai verwyte in jou lewe saamloop tot die dag wat jy jou kop neerlê. Jy maak jouself siek deur sulke goed te doen. En jy veroorsaak ander mense ook om siek te wees. Jy maak hulle seer. Jy breek hulle geestelik af. En wat kry jy daaruit? Niks. Hoe breek ons mense af? En hoe breek ons verhouding af met die Here wanneer ons skinder? In die eerste plek, jy besoedel jou gewete en jy benadeel jou verhouding met God. En dit lees ons Jesaja 59 vers 2. Maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. En julle sondes het sy aangesig van julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Ja. Nou as die Here jou nie meer hoor nie, dan staan jy baie ernstig op die verkeerde plek. Want dan verhoor hy ook nie meer jou gebede nie. En jy besoedel nie net ander mense nie, maar jou eie huwelik en jou eie verhouding met ander mense. En ons weet, as jy ook nie reg lewe saam jou eie vrou nie, dan verhoor God ook nie jou gebede nie. Gevaarlike plek om te wees. In die tweede plek, gooi jy jou eie getuienis weg deur te skinder. Want hoe sien die ongelowiges jou nou? Hoe gaan hierdie mense glo in 'n God van liefde as jy met die duiwel in jou hart rondloop? Hoe kan 'n ongelowige glo dat Jesus red as jou hart besoedel is? Wat 'n voorbeeld is ons dan vir die ongelowiges, vir die heidene? Want hulle kyk, hulle hou ons dop. Jou lewe is jou grootste getuienis vir mense daar buite. Jy hoef nie vir hulle te sê wie jy is nie. Hulle kyk, hulle sien wie jy is. So hoe gaan jy nou getuig van Jesus met 'n hart vol roof? Jy maak, die derde plek, jy maak ander mense bevooroordeeld teenoor ander mense.
Nou glo hulle al hierdie leuns en hulle dink, maar daai mense is verkeerd. En dan begin almal lekker saam skinder, né? En dan raak dit nou mooi. Want hulle kuier mos te lekker saam, né? En almal dink daai persoon is sleg. Min weet hulle, die slegste sit almal om die tafel. In die vierde plek verbreek jy vriendskappe. En ons dink, ek kan alleen loop. Nee, jy kan nie. Jy het ander mense nodig. Moses het manne nodig gehad om sy arms op te hou. En so het ons almal iemand nodig om ons arms op te tel wanneer dinge moeilik raak. Maar moenie jy vriendskappe verbreek nie. En dan gaan jy alleen staan. En nog skinder ons nie almal saam nie. Maar ons sit op dieselfde tafel. Né? Jy's dalk 'n deel van 'n groep skinderbekke. En jy sit daar en jy luister na alles wat hulle sê. En soms verlekker jy die binnekant oor wat hulle sê, maar jy praat nie saam nie. Dit is ook gevaarlik. Deur te luister na kinderstories maak jou net so skuldig soos die persoon wat skuldig. Wat daar staan in skinder en storieetjies vertel. Jy net te luister vir hom. Want jy is op die verkeerde plek. Jy is nie veronderstel om daar te wees nie. En in Spreuke, ek het nou nie gemerk nie, maar gaan hom vinnig soek vir ons. Spreuke 26. Vers 22. Skryf hy baie mooi vir ons, van iemand wat sit en luister na kinderstories. Hy sê, 26 vers 22. Die woorde van 'n kwaadstoker is soos lekkernye. Soos lekker sweets, né? En dit gly af na die kamers van die binneste. Dit maak jou hart vuil. Deur net te luister waarmee hulle besig is. Wil ons graag daar wees? Nee, ek glo nie, hoor. Ons het al te veel pakslaag gekry van hierdie mense af. Nou wat moet ons doen? As iemand na jou toe kom en wil kom kinderstories vertel, moet as daar 'n paar vrae wat jy jouself kan vra. In die eerste plek, is dit 'n kinderstorie? In die tweede plek, soek hierdie persoon regtig iemand anders se voordeel of is hy besig om iemand af te breek? Het hy of sy al die saak met die ander persoon gaan probeer regmaak? En dit is belangrik. En dan hierdie nuusdraer, wat gaan hy doen as jy vir hom sê, kom ons gaan na so en so toe en ons gaan sorteer hierdie saak uit. Wat gaan hy dan doen? Gaan hy saam met jou gaan of gaan hy weghardloop? Wat hy doen, gaan vir ons wys wie hy is. En die Bybel sê tog, as jy 'n saak teen jou broer het, gaan na hom toe en maak dit reg. Wanneer iemand 'n ander persoon net afbreek of sleg sê, is dieselfde as kinderman. Vermy enige vorm van skinder. Moenie eers 'n boek lees waar daar kindernuus in is nie. En ek gaan 'n boek se naam noem en hulle kan my uithaal daaroor. 'n Huisgenoot is van die hel af. Huisgenoot kom van die hel af. En as 'n lot kindernuus en as er nog duiwelse
sterrevoorspel ook daarin. Jy bly weg van daai gemors af. Moenie as ek vir ons vra om vir jou te kom bid vir 'n siekte as daar huisgenoot in jou huis lê nie. Gooi hom weg. Want dit is dieselfde as om te sit en luister waar iemand besig is om te skinder. Want alles uit daai boek uit is eergister se skindernuus wat hulle opblaas. Want almal wil tog alles van almal weet. Moenie die Heilige Gees bedroef nie. Skinder, sê die Bybel vir ons, is reguit van die hel af. Dit sê Jakobus weer vir ons. Jakobus 3, vers 5 en 6. Hy sê vir ons, net so is die tong ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Want kyk, ons bekke kan dan lekker groot word, né? Dan lyk ons baie belangrik. Kyk hoe groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. Die tong is ook 'n vuur. Die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Jo, Jakobus is nie baie reguit nie, is hy? Hy sê vir ons, ons kan enige dier in die natuur kan ons tem, maar die tong kan nie getem word nie. En daarvoor het ons die Heilige Gees nodig, baie ook. Paulus waarsku ons egter nog meer ernstig. In sy brief aan Timoteus, en jy kan maar gaan lees, in 1 Timoteus 5 vers 13 tot 15, sê hy pas op vir die weduwees, want hulle is skinder. Jy hoef baie te glo, jy kan die Bybel gaan lees, dit staan daar, hoor. Maar kyk, is nie net weduwees wat skinder, die mans kan net so lekker skinder, nee? Maar Paulus sê pas op vir die weduwees, want hulle is ledig. Hulle het niks om te doen nie, dan gaan skinder hulle by mekaar en van mekaar. Prys die Here. So, waar staan ons? En hoe ernstig is skinder? Want kyk, skinder is niks anders as kwaadsprekery nie. En wat sê Paulus vir ons in 1 Korintiërs 6, vers 9 en 10? En daarmee gaan ek afsluit. Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Moenie dwaal nie. Geen hoereerders of afgode dienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards, en dan hierdie groote, kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Hy sê in vers 11, en dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van onsse God. Nou as jy dan gewas is deur die Seun van God en deur die Gees van God,
dan moet jou lewe rein wees. En ons het net ook gesê, jy moet heilig wees, want God is heilig. Jou hele lewenswandel moet heilig wees. Ons kan nie aanhou met die dinge van die verlede waarin ons vasgevang was, voordat ons God geken het nie. Asseblief mense, laat ons lewenswandel reghou. En elkeen van ons staan skuldig aan hierdie goed, elkeen. Maar laat ons lewe rein hou en die regte voorbeeld wees van 'n kind van God. Amen. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie woord vanoggend, Here. Here, en help ons om ons harte die deursoek en te sien waar ons nog verkeerd is, Here. Help ons om ons tong in toom te hou. Dat ons eerder stil bly en omdraai en wegstap, as wat ons iets sê waaroor ons gaan berou hê. Here, help ons, want ons het U hulp vreeslik baie nodig. Here, dankie vir die voorbeeld wat U vir ons kom stel. Dankie dat U ons kom was het deur die bloed van Jesus, sodat ons nou kan rein staan voor U. Here, vergewe ons waar ons nog in 'n oomblik van dwaasheid dinge sê wat ons nie moet sê nie. Help ons, Here. En ons bid dit in Jesus naam. Amen.